12 dansende prinsesse. Die koning kon dit nie verstaan nie. Hy het 12 dogters gehad, die een so mooi soos die ander, en hy was liewer vir hulle as vir al die skatte in sy koninkryk. Maar elke oggend het die prinsesse al gapende en met glasige oë uit hul kamer gekom. En elke oggend was hul skoene stikkend. Die koning het elke aand vir hulle nag gesê en die deur agter hom gesluit. So hoe kan hulle uitkom? En waarheen gaan hulle? Die prinsesse was so geheimsinnig soos kan kom. Dit het hom 'n fortuin gekos om elke dag nuwe skoene te koop. So die koning wou baie graag die raaisel oplos. Die hofbode is na al die uithoeke van die koninkryk gestuur om 'n koninklike dekreet uit te vaardig dat enige man wat die geheim kan ontrafel met een van die koning se dogters kan trou. Maar as hy 3 nagte na mekaar misluk, word hy vir altyd verban. Daar was natuurlik 'n klomp jong manne wat gewillig was om verbanning in die gesig te staar, om so 'n prys te kry. Maar hulle het gou uitgevind dat die prinsesse hopeloos te slim is. Voordat hulle gaan slaap het die prinsesse vir hulle musiek gemaak en gesing, en vir hulle lekkernye en heerlike heuningbier gegee. As hulle weer hul oë uitvee, het die oggend aangebreek en was daar 12 vaak prinsesse en 12 pare verslete skoene. Die koning was heeltemal raad op. Net die koninklike hof se skoenmaker het breed geglimlag. In daardie tyd het 'n arm soldaat in die koninkryk rondgeswerf. Hy het die koninklike dekreet gelees en besluit om sy kans waar te neem. Op pad na die kasteel toe, kom hy 'n ou dame te wat stadig in die stofpad afstap. Die jong man het vir haar van sy brood en kaas aangebied, en terwyl hulle so rustig saam sit en eet, vra die ou dame waarheen hy op pad is. Nadat hy vir haar vertel het, sê sy, "Wel, dalk kan ek jou help. Jy moet nie die heuningbier drink wat daardie slinkse prinsesse vir jou aanbied nie, want dit is gedokter. Maak of jy slaap, dan sal jy sien wat jy moet sien. Dalk help hierdie jou," sê die ou dame en gee vir hom 'n silwerkleurige mantel. "Wanneer jy hierdie mantel dra, sal jy onsigbaar wees. Gebruik dit goed," sê die ou dame en verdwyn. "Wel, dalk behaal ek nou sukses, dat ek towerkuns aan my kant het," dink die jong man en sit af na die paleis. Teen hierdie tyd wou die koning al sy hare uit sy kop uittrek. Die koninklike hof se skoenmaker het ekstra skoenmakers ingespan om by te hou met die aanvraag na nuwe skoene elke dag. En die prinsesse het elke oggend tydens ontbyt in hul borde pap aan die slaap geraak. Die jong man het laag voor die koning gebuig en vir al die prinsesse geglimlag. Hy het 'n groot aandete geëet, maar toe die oudste prinses vir hom 'n wynbeker vol heuningbier gee, het hy net gemaak asof hy dit drink. Toe gaap hy hard en laat sy kop vooroorval asof hy aan die slaap geraak het. Die lyfkneg en die eerste huiskneg het die jong man op die bed in die kamer oorkant die prinsesse se slaapkamer neergelê. Die jong man het sy een oog versigtig oopgemaak en rondgekyk. Die prinsesse het pragtige rokke van fluweel en brokaat aangetrek en ringe en halsnoere aangesit.
Hulle het gegiggel en gefluister, hul hare geborsel en hul gesigte gepoeier. Toe trek hulle die splinternuwe skoene met ingelegde juwele aan, wat die skoenmaker net 'n paar uur van tevore afgelewer het. Die oudste prinses het haar hande 3 keer geklap. 'n Valdeur in die vloer het oopgeskuif en hulle het almal vinnig by 'n styl draaitrap afgeklim. Toe die laaste prinses verdwyn, het die jong man die towerkleed oor sy skouers gegooi en hulle gevolg. Die volgende oomblik bevind hy hom in 'n wonderlike tuin. Aan die bome se takke hang daar groot juwele wat blink in die kerslig. 'n Orkes het dartelende deuntjies gespeel en hy het gesien hoe die prinsesse met die aantreklikste prinse dans. Die jong man was in vervoering, maar hy het op en wakker gebly. Hy het sy hand uitgesteek en 'n tak van een van die juweelbome afgebreek en het onder sy mantel weggesteek. Toe hardloop hy terug en gaan lê op sy bed asof hy nog nooit geroer het nie. Dieselfde ding het die 2de en 3de nag ook gebeur. Die 4de oggend aan die ontbyttafel het die moedelose koning die jong man gevra of hy gesien het waar die prinsesse snags heen gaan. Die koning was baie verbaas toe die jong man vir hom vertel wat gebeur het en vir hom die tak van die boom wys. Die koning was verheug en die jong man het die jongste suster as sy bruid gekies. Hulle almal het lank en gelukkig saamgelewe. Behalwe die koninklike hof se skoenmaker natuurlik. Hy het altyd die jong man se skoene net so bietjie te klein gemaak, sodat dit hom moet knyp.